verduideliking. Sielskos is regtig 'n getuienis, Annemarie, hoe God kan werk. Omtrent so, ek dink so 7 of 8 jaar gelede, toe nader die oorspronklike eienaar van Sielskos TV vir my en Dr. Chris en vra of ons nie wil deel word van haar netwerk op Sielskos nie. Sy het op daai stadium toe ook sulke programme wat sy aanbied en dan soek sy sekere mense wat sekere slots kan vul. Sy vra vir hom sal hy 'n program vir die manne kan aanbied, ek een vir die dames en dan bied ons ook een saam aan. So 3 keer 'n week het ons dan uitgesaai op Sielskos. En dit is eintlik waar ons vir die eerste keer te doen begin kry het met sosiale media uitsendings. En dit was vir ons ook 'n wonderlike leerskool geweest. Maar dit was nie lewendig uitgesaai nie. So ons het dit gepre-rekord, ek en hy. So dit was nou lekker want as jy 'n foutjie maak en druk jy die knop en sê wow, stop. Die lig skyn vreeslik in my oog, kan ek op 'n ander wy sit of wat. Ja. En dan het hy dit gevat en dit geëdit en op daai stadium bly ons op 'n plot waar daar regtig nie sein is nie. Nou moet ons dit skeduleer nie. Dit vat my 2 ure om 'n 15 minute lange program te probeer skeduleer. Dan werk hy nie. Dan ry ek 'n entjie, sien ek okay, nie wag, hierso is sy. Dan sit ek dan doen ons dit weer. Na 'n uur nog nie, ry bietjie die kant toe. So dit was vir ons baie interessant, maar so het ons 'n verhouding met Talita van den Heever wat op daardie stadium toe nou die eienares is, begin opbou, 'n wonderlike verhouding, 'n ware kind van die Here, iemand met 'n passie vir siele. Sy staan as jy die brand of die handelsmerk en Goodbye Vetnooi. Is dit wat sy nou op hierdie stadium bestuur op Facebook, ek dink TikTok. Wel, sy is omtrent Instagram oral. So die wat nou al vir daai handelsmerk gehoor het, sal dan weet wie's die kosbare mens Talita van die Heever. En dan soos jy weet toe nou 5 jaar gelede toe word Forum Crucified Center gebore en ons het toe vir haar ons het nou 'n bietjie baie balle in die lug. Hierdie is ons nuwe baba wat ons nou nie wil laat lewe kry en ons sien nou nie kans om verder aan te gaan nie. Sy sê sy verstaan 100% stuur ons weg met blessings. En so gaan ons aan en Forum Crucified gaan aan en ons begin lewendig op hom uit te saai en dit word hierdie netwerk wat ons so trots op is. En want ons het hard gewerk op hom. Ons het hard gewerk op hom en ons het baie skoolgeld betaal. Ek wil net sê julle is nou betrokke met die editing goed en wow, dit word meesterlik gedoen. Julle kan julleself as julle nie mikrofone nou in die lande gehad het, in die hand gegee. Maar ek moet daarom my eie beeld bietjie blaas. Ek het ons doen streaming. Nou daar lê 'n groot geheim in die wêreld van streaming. Dis hoekom mense jou moet eintlik betaal as hulle wil weet wat hier aangaan. Is daar die geheim in die streaming en ek dink voordat julle oorgevat het ek uitgewerk het ek nie onder 2000 klips in 'n minder as 'n jaar het ek gestream nie. Met ander dis vandat jy hom download opbreek, Annemarie sal nou weet en sy sal weet die mixing doen. Hulle doen nou 'n baie beter job as wat ek gedoen het. Ek het dit regtig die standaarde het gelig. Maar dit lyk beautiful soos dit nou deurkom. Maar dit is tussen 2 en 2.500. Ons gaan byvoorbeeld dan gekuier ons op pastoor Betty se dogter in Gansbaai. Dan in die gastehuis dan gaan kuier hulle en gaan sien dinge en mense, dan sit ek en dan sê Karin, mamma, waar's om Chris? Dan sê sy gaan hou net die nieuwsfeed op, dan sal jy sien hoe kom hy goed so op. En ek het begin skeduleer. En maar julle het regtig by die skedulering, want ons toe agterkom nou is dit makliker as daai gedeelte. En eventueel wel, dit is nou hoe dit nou werk. Ek het nou ander produksies. Nou ons wil vir jou dankie sê vir die baanbrekerswerk wat jy gedoen het want anders sou ons nie geweet het hoe om dit te doen nie. Ja. Okay, baie dankie. Wow. Thanks vir jou. Dankie, is baie ernstig. Ek het baie geleer by hom en ek leer nou nog baie by hom. Hy het dit wil ek daarom sê, hy het 'n oog nê vir kuns en vir sekere skakerings en goed wat net saamwerk. Okay, maar ons sal later nou mooi dinge van jou sê. So ek kan nou nie presies onthou nie. Ek dink dit was Maart maand gewees, min of meer. Lei my selfoon 11:00 die aand. Nou ons weet as jou selfoon na 9:00 in die aand lei, dan is iemand dood. Hy sê vir my, moenie antwoord nie. Ons kan môre hoor wie's dood. Maar die foon lei en ek sê vir hom nee man, ek gaan antwoord. Nou is dit regtig ernstig.
En ek antwoord en dis Talita. En ek is so bly om van haar te hoor. Dis toe nou seker 5-6 jaar later dat ons nou weer met mekaar gesels, mekaar dopgehou, of ek het haar dopgehou op Facebook en so aan. En sy sê vir my, is Dr. Chris daar? Ek sê ja, sy sê vir my, sit bietjie die selfoon op loudspeaker. En ek doen dit toe en sy sê vir ons dat sy het ons dopgehou op Forum Crucified Center en sy het gesien wat ons doen. En die een ding wat belangrik is in sosiale media en wat sy by ons kon waarneem is dat jy moet persistent wees. Daar moet kontinuïteit wees. Jy moet, as jy begin het, moet jy deurdruk, jy moet aanhou, jy kan nie ophou nie. Jy het baie keer rede of jy voel jy het rede, maar jy moet maar deurdruk en jy moet maar aangaan. Jy is nie altyd lus om te edit nie. Sy sê, en dit het haar absoluut, dit was vir haar fenomenaal geweest en sy het soos hy nou gesê het, sy het begin oorvloei in Kobai Vetnooi, wat 'n wonderlike inisiatief is en waar hulle soveel mense, veral dames, bereik met verslanking, maar met 'n Bybelse inslag. En dit is fenomenaal. Sy gee regtig waar, ek doen sommer vir jou 'n bietjie die bemarking, Talita. Sy doen resepte en hula hoops en enige ding wat daarmee gepaard gaan. Ja. Sy sê, en sy het besef dat sy kan nie sielskos en Kobai Vetnooi in die lug hou nie. Dit raak te veel vir haar. En sy voel, sy wil vir ons Sielskos TV skenk, wat op daardie stadium 126,000 followers het. Wat fenomenale geskenk. Sy sê eintlik, Betty, ek wil 'n kerk plant by julle. En sy gee dit vir ons net so. Weet jy, julle kan nie gaan kyk vir hoeveel kan 'n mens so 'n groot blad verkoop vandag. Dit is absoluut 'n geskenk uit die hand van die Here. En nog iets wat ek wil sê, seker 2 weke voor dit, of 'n maand voor dit, sê hy vir my, hy soek 'n teken van die Here, dat dit wat ons doen, want ons is nou al 5 jaar besig om dit te doen, en ja, ons groei, en dis wonderlik, en 'n mens sien die dinge wat gebeur, maar tog, vra jy vir jouself baie keer, Here, hoekom doen ek dit? Ja. Maar die bedoeling van my hart moet altyd opreg wees. Ek moet dit doen vir Christus eerstens, vir God die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en dan ook, is ek nog op die regte koers? En hy sê vir my, hy wens so, hy kan net 'n bevestiging van die Here afkry, dat dit wat hy doen, is in lyn, is wat hy moet doen, is waar hy moet wees, en wap, val Sielskos TV in ons skoot.